Die Bybel sê, julle is 'n lig vir die donker wêreld rondom julle. Almal moet kan sien dat julle glo. Julle geloof moet net so sigbaar wees, soos 'n stad wat hoog op 'n berg gebou is. Geen mens sit 'n lig aan en steek dit dan onder 'n bed weg nie. Nee, 'n lig word in die middel van 'n vertrek gesit. Neergesit, sodat almal kan sien wat om hulle aangaan. Dit is presies wat julle ook moet doen. Moenie iewers in die donker gaan wegkruip nie. Julle moet soos 'n lig in hierdie pikdonker wêreld skyn. Ander mense moet uit julle woorde en dade sien dat julle God van harte dien. Dan sal hulle sê dat God regtig 'n groot en 'n goeie God is. So word julle hemelse Vader se naam regtig groot gemaak. As ons vanoggend nadink aan die wet van die Here wat Jesus vir ons saamvat in die groot liefdesgebod, kan ons nie vir mekaar sê dat as ons bely dat die lig na die wêreld gekom het, die Here Jesus nie, dat iets van hierdie lig van hom ook sy liefde, sy omgee, sy verlossing aan ons versinne beeld. En dan sê, ek het uit die boodskapvertaling uitgelees, sê het eintlik vir my so mooi, maar dan sê die Bybel, maar ons wat die lig gekry het, ons is soos flitsies of kersies of fakkels of lampies wat moet gaan skyn. Jy kan dit eintlik nie wegsteek nie. Die manier hoe God verheerlik word op hierdie aarde is nie deur enige iets anders as sy kinders wat deur woord en daad die lig gaan laat skyn nie. En dan sê Matteus, maar jy kan dit nie wegsteek nie. Dis mos sinneloos om in 'n donker vertrek 'n lamp onder 'n bed te gaan sit of om 'n maatemmer sê 'n ander gedeelte oor daai lig te sit. Dit maak eenvoudig nie sin nie. Dit is nie waarvoor ons geroep is nie. Dit is nie hoekom ons op hierdie aarde is nie. Wat dink my so aan 'n ou spotprentjie wat ek eendag gesien het. As ek reg onthou, is dit ook 'n dominee of 'n pastoor wat so voorstaan vir die gemeente vra, who wants to see change? En dan steek al die lidmate hulle hande op. En dan vra hy, who wants to be changed? En dan bly almal stil. Ons wil almal verandering sien. Ons wil almal 'n lewe hê, 'n omstandighede hê, by die huis, by die kerk, by die werk, waar mense anders met mekaar werk, anders praat en anders optree, dat daar lig kan wees. Maar liewe kind van die Here, dit gaan nie by iemand anders begin nie. Dit gaan by u begin. By my begin. En in die naam van die Here, met die grootste respek, vra ek vanoggend, as u die Heilige Gees ontvang het, as u die Here se lig ontvang het wat u ontvang het, dit is onsinne, dis joune, durf waag u nie dit gaan wegsteek nie, dan moet daai lig skyn. Ons lewe in baie donker omstandighede. Ek dink die hele wêreld is eintlik in 'n baie donker tyd. Interessante tyd van menswees en lewe, maar 'n tyd waar mense afgemat begin voel. Nie meer lus nie. Ongemotiveerd. En somtyds so deur die duiwel lam gelê, dat hulle nie meer 'n lig is vir ander mense, nie meer God se lig skyn nie. En as dit nie gebeur nie, dan beteken dit die Here word nie verheerlik in my en u lewe nie. En dit, wil ek beweer, is liefdeloosheid teenoor God en teenoor my naaste. Dit is sonde.
Nou, hoe moet ons voel daaroor? As ek weet, maar my lewe is nie so vol lig nie, of dalk die afgelope tyd, of 'n paar weke, maande, jare, is ek lankal nie meer daar waar ek moet wees nie, staan ek nie my plekkie vol daar in die donker vertrek waar die Here my soek nie. Matteus sê ook, 12 vers 20, hy sê, 'n riet wat geknak is, sal hy nie afbreek nie, en 'n lampet wat rook, nie uitdoof nie. Hy sal die wil van God laat seëvier. Dit is ook in die Ou Testament, Jesaja 42 vers 3. 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n lampet wat dof is, wat brand, lampet wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. En dit was 'n bekende beeld gewees vir die mense van daai tyd, 'n rietjie, wat die kinders maar gaan afbreek, daar in 'n vlei. Dalk het jy dit ook as kind gedoen, dan hol jy hom uit, en dan maak gaatjies en maak hulle 'n vletjie, en dan speel hulle nou op die rietjie. En as jy klaar is met hom, dan gooi hulle hom weg. In die huis, as die lampolietjies opgeraak het in die aand, en die liggie brand nie meer van die lampie nie, en hy smeel so, daar's nog net so 'n klein flikkeringkie, dalk van 'n ou koeltjie wat nog so effentjies brand. Dan sal 'n mens hom doodmaak. Dit werk nie so by die Here nie. Hy maak nooit klaar met ons nie. Hy begin altyd oor met ons, en sy uitnodiging staan bankvas vanoggend, net soos wat dit deur die eeue heen vir elke kind van hom, vir wie hy sy lewe kom aflê het aan die kruis, vir wie hy sy lig gegee het, weer kom sê, my pad met jou is nie klaar nie. En ek sê altyd, God kry wat God wil hê, want hy's God. En hy sal maak dat hierdie ou geknakte rietjie, hierdie ou flikkerende of smeelende lampuitjie wat ek en u is en wat ons lewens is, dat dit weer aangesteek word. Geliefdes, dis vandag die tyd. Nie môre nie, nie oor 'n jaar van nou af nie. Nie eers as my omstandighede verander en ek voel reg nie, of my lewe lyk mooier en daar's minder sonde nie. Nee. As ons vanoggend oor die wet van God praat, en ons bely ons sonde, dan ontvang ons die vryspraak ook, maar dan gaan leef ons in dankbaarheid. Laat jou lig skyn. Bid saam met my asseblief. Ons Vader wat in die hemel is, hier sit vanoggend kinders, jong mense, jong volwassenes, middeljarige mense en oues van daai. En Here, so het almal van ons al 'n bietjie van die lewe gesien. En het ons sommer al op 'n jong ouderdom gesien hoe hard die lewe kan wees. En hoe vinnig, blitsvinnig die donkerte kan toesak. Daai spreekwoordelike donkerte wat jou net kom onkant tref. En voor ons kan kry, is ons iets wat negatief ingestem. Ons harte klop nie meer lekker nie. Ons kyk na mekaar en ons sien nie meer skepsels van U raak nie, mense wat na die beeld van God geskape is nie. Ons sien mense as kompetisie. Ons sien ander as 'n bedreiging. Ons onttrek. Ons gee moed op. En Here, dan mis ons mos ons roeping. Want die Bybel sê dieselfde krag wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, is ook tot ons beskikking. En dan moet ons vra, hoekom sien ons so min daarvan in ons lewens? Hoekom beleef ons so min daarvan? Hoekom kyk ons na die kerk of die gemeente waarvan ons deel is en ons besef, maar daar moet meer plaasvind, daar moet meer lig wees. Here, is dit nie omdat ons nie werklik glo wat ons bely nie? Of dat ons dit dalk glo, maar dit nie meer toepas nie? Dat dit opsioneel geraak het om in die koninkryk te kom dien? Dat ek maar kan besluit wanneer, waar en hoe ek wil dien? Nee, Here, U kom gryp ons vanoggend deur die woord en deur die Gees vir aan die hart. U wys vir ons op ons donkerte, op ons liefdeloosheid, op ons ligloosheid.
En ons vra, Here, vergewe ons. Ons lewens lyk nie soos wat dit moet nie. Maar dankie dat U ons dankbaar maak, Here. Dankie dat ons nog iets van die lig kan raak sien. En as ons met U te doen het, en met die evangelie, en besef ons het alles ontvang, die ewige lewe bovenal, dat dit weer die ou smeulende lampuitjie sal kom aansteek, dat ons vurig vir U sal brand, oral waar ons gaan, dat ons sal lig wees, sal lig skyn, U lig skyn, Here, want ons wil U ook verheerlik in ons lewens. Vergewe ons dan, Here, en as ons U vryspraak ontvang, neem ons onsself voor, weer vanoggend, vandag, nou, om anders te gaan lewe, oral waar ons gaan. Heilige Gees, kom vernuwe ons, en laat U lig in en deur ons sal skyn, in woord en in daad. Ons bid dit, in ons dierbare Here Jesus se naam. Hy wat die donkerte namens ons ingegaan het, sodat ons nooit hoef te weet, wat beteken dit, om sonder lig te wees nie. Amen. Ons skriflesing vanoggend, soos jy seker reeds op die bord gesien het, kom uit Efesiërs 5 uit. Ons gaan lees vanaf vers 6. Die woorde verskyn ouer gewoonte op die bord vir die van die lidmate wat daar wil saam lees. En ons lees uit die 83 vertaling uit, die nuwe vertaling. U het die brood gebreek, eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir ons ook, Heer. Dit is ons gebed vanoggend, en dit is ons verlange, ons hartsbegeerte, dat U met ons sal praat, o Here, dat ons U stem sal hoor, en dat ons in U stem die lig sal ontvang, dat die lig ons donker lewens sal verhelder, ons denke sal verlig, ons gemoedere, dat ons sal opstaan uit die donker put van swartgalligheid, van liefdeloosheid, van aksieloosheid, tot dienende diensknegte van die Allerhoogste. Here, baie dankie dat ons kan vier vanoggend, dis al die 4de Sondag, binnekort maak ons klaar met ons lydenstyd wat ons in die kerk vier, dat ons nie net kan terugdink aan die lydensweg wat Jesus vir ons gestap het nie, maar dat ons ook kan terugdink dat dit vir hom geëindig het. Maar Here, dat dit eintlik 'n begin was, 'n nuwe begin. Dat dieselfde een waardeur hy alle dinge geskep het, soos die Bybel sê, die lig na die wêreld toe gekom het, ook vir ons. Dat sy lig helder geskyn het, Here, en dat hierdie lig weer sal terugkeer na die aarde toe. Maar nie net die eendag nie, dat die lig nou al hier is, deur die Heilige Gees, kom woon U binne in ons, en skyn U deur ons. Ons het die lig ontvang, en ons wil die lig laat skyn. Here, as ons nou die Bybel lees, laat dit wees soos 'n lig wat vir ons aangaan. Bring ons weer tot 'n herbesef van U grootheid en U almag, van U verlossing, en dan ons eie roeping binne in dit. Amen. Efesiërs 5 vanaf vers 6. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie. Want daardeur kom die straf van God oor mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen.
Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle dan nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan ons bandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. En sing onder mekaar psalms, lofsange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing tot sover. Nou was dit nou nie vir my baie interessant, toe ek nou gou vinnig vroeër die week en vanoggend my preek weer deurgaan nie, en dit handel nou oor lig en poeps, daar skop die krag af. Daar is toe nou nie lig nie. En ons moes nou vroeër die week, wanneer is dit nou gister? Die generator was eergister. Ek het, wat is die generator daar by die pastorie moes aansit. Dis 'n voorreg om so iets te hê, maar dis hom nie lekker om nie donker te wees nie. En ek hoop nou nie hierdie is nou 'n voorbode dat ons weer terugkeer na daar was ons so 'n tydjie terug wat ons amper permanent sonder krag gesit het. Ag, ou kan nou kla oor Eskom en alles, maar mense is eintlik maar magteloos binne dit alles. Mense kan nou kla en so aan, maar dit is soos wat dit is. As jy hierso in 2026 in Standerton wil bly dan moet jy nou maar verlief neem. Daar gaan partykeer nie water wees nie en daar gaan partykeer nie krag wees nie. So, ons maak die beste van 'n donker saak. Kom ons vergeet nou eers daarvan. Kom ons kyk wat sê Efesiërs 5, wat sê Paulus hier van die lig. En dis 'n baie bekende beeld. Paulus is verskriklik lief en ek dink meer nog is nou Johannes, dink ek, wat so lief is vir hierdie beeld van lig en duister, wat die twee so teenoor mekaar kom sit. En wat 'n fantastiese beeld om eintlik oor te dra waaroor dit gaan in die Christense lewe. Want die lig en die donkerte is mos twee totaal onversoenbare goeters. Dit staan lynreg teenoor mekaar. Dis of donker of dis lig. Die een of die ander. Hulle kan nie naas mekaar bestaan nie. Dit is impossible, onmoontlik. Maar dit was nie aardskuddende nuus nie, want Paulus sê hierso, of kom ons sê liewer so, ons verwag dat Paulus vir ons sal sê. As ons nou oor lig en donker, dan verwag ons, hy sal sê iets sê soos, die Here is ons lig, en ons moet in sy lig lewe. Maar dis nie wat hy sê nie. Het jy mooi gelees daarso? Wat sê Paulus? Hy sê, julle is die lig. Nou ons het dit al soveel keer gelees of gehoor, dat 'n mens maklik verby dit lees. Julle is die lig. Punt. En is glashelder. Is daar enige twyfel onder enige iemand van ons vanoggend oor wat Paulus hier probeer sê? Ons die lig ontvang, en nou is ons die lig. Hy kon dit nie duideliker stel nie. God het ons lewe aangeraak, hy lewe in ons, hy het sy gees vir ons gegee, vir elkeen van ons, hy het ons gawes gegee, talente, my persoonlikheid, my menswees, ek het die verlossing ontvang, ek het die ewige lewe, hy het my hele bestaan totaal verander en omgedraai, soos lig, 'n vlammetjie, wat in 'n pikdonker vertrek aangesteek word, so dramaties, radikaal is Christus se verlossing in my en u lewe. Die Bybel sê die ou is verby, die nuwe het gekom. Dis vars, dis anderste, dit kan nooit weer dieselfde wees nie. Ons is nuwe skepings in Christus.
Ons ou leefpatrone is eenvoudig net nie meer van toepassing nie. Want die lig het 'n verskil kom maak, dit het dinge anders kom maak. Nou, is dit nie net meer iets wat ek doen nie. Dis my identiteit. Dis wie ek is. Ek is nie nou 'n ligter mens met meer lig in my hart, of 'n beter mens as wat ek eens was nie. Nee, jy is nou die lig. Nou dit is nou 'n bietjie abstrakt, liewe gemeente. En ek dink Paulus besef dit en hy verduidelik dan nou 'n bietjie verder. Wat beteken dit dan nou? En hy gebruik 3 ou Bybelse terme wat herhalend in die Ou Testament ook die gelowige se lewe beskryf. So 'n mens wat die lig is, nie net die lig ontvang het nie, is iemand wat 'n soeke het na alles wat goed is, na wat reg is en wat waar is. Goed, reg en waar. Gaan lees Micha 6. Dit is die woorde wat die lewe van 'n gelowige beskryf. Dis die sleutelwoorde. Dis iemand wat naby aan die Here lewe, wat met oorgawe oorgegee is in gehoorsaamheid. Dis die slaggat waarin soveel gelowiges strap, en weet jy wat, as jy nou mooi luister na baie mense wat kritiek het teen die, noem dit maar amper gereformeerde siening, of eintlik Bybelse siening van, jy hoef nie iets te doen om hemel toe te gaan nie. Jy moet glo. Dan sal hierdie mense sê, maar hoe werk? Jy kan ons nou nie, hoe gaan dit dan nou werk? Dit beteken ons kan soos varke gaan lewe, ons kan doen net wat ons wil, en jy gaan nog steeds hemel toe. Maar dis waar die misverstand inkom. Want 'n mens wat die lig ontvang het, kan nie meer in die duisternis lewe nie. So geloof in 'n nuwe lewe loop hand aan hand. 'n Soeke na wat goed en reg en waar is. 'n Lewe wat totaal gekenmerk word daardeur. Of behoorte. Want vra jouself die vraag, wanneer laas het jy 'n persoon ontmoet of gesien, wat in alles vir hom of haarself afvra, is hierdie ding wat ek nou doen goed, voordat hy of sy dit doen. Almal om ons, of het voel so, is bitter min gepla met wat reg is. En wat van waarheid? Soek ons nog die absolute waarheid? Of is daar maar so 'n grys areaatjie vir ons in ons geloof en ons uitkyk op die lewe? Maar selfs die Bybel so iets wat onderhandelbaar raak. Ons hoef nou nie presies daar nou te doen soos die Here vra nie. Hy sal seker verstaan, ons lewe mos nou in 'n ander tyd as die mense van daai tyd, en daarom kan ons seker goed sê en doen. Nee, geliefde. Dit maak eintlik glad nie saak wat ander mense doen of glo nie. Al wat saak maak is wat jy glo. Al wat saak maak is wat jy doen. Want ek en u, almal van ons gaan eendag voor die Here staan, maar jy gaan nie vir 'n ander persoon daar voor God se troon kom staan nie. Jy gaan net met jouself en hierdie kort lewentjie, hierdie flikkeringkie op aarde wat jy ontvang het as 'n geskenk, gaan jy vir die Here mee kom staan. Sê Here, dankie vir die verlossing. Ek weet ek het vrye toegang tot die hemel. Niks kan dit my al wegneem nie, maar hier is my lewe wat u vir my gegee het. Ek het 99% van die keer maar net vir my eie behoeftes gelewe. Toe ek die roepstem gehoor het, in my hart deur die Heilige Gees, of dalk van die kansel af, waar ek geweet het, nou praat die Here, of toe ek my Bybel gelees het, of 'n ander gelowigheid na my toe gekom, het ek maar so bietjie teruggeduins, gekies om nog so bietjie in die donker te gaan wees. Nie myself totaal oor te gee nie, of sal dit wees, Here, ek is 'n swakke mens, ek is vol foute, maar ek het die bereidheid gehad. Want die woord sê ek is die lig. En daar het iets met my gebeur en ek het die duisternis agtergelaat. U het my 'n nuwe skepping gemaak. En ek het in alles gevra, Here, is dit
vir u aanneemlik? Vers 10. Is dit vir u aanneemlik? Elke besluit, elke optrede, is dit vir u en tot u, en is dit wat u wil hê? Enige iets anders as dit, is dit nog donkerte, duisternis. En dit plaas vir ons midde in die stryd. Ek kan myself nie meer distansieer van die lig nie. Ek neem afskeid van die donkerte en alles wat daarmee geassosieer word. En weet jy wat, liewe gemeente, ons is in die stryd. Dis nie net dat ek sê, nee, ek ignoreer al die mense wat in die donkerte leef en enige iets wat van die bose en die duiwel af is, dit is meer as dit, ek is aktief in stryd met die donkerte. In stryd met alles wat die lig wil uitdoof of probeer uitdoof, wat God vir ons kom gee het. En dan voel jy ook nou miskien soos ek, maar Here, genade, ek is maar net 'n mens, jy weet hoe lyk my lewe, jy weet hoe lyk my gedagtes in my kop en al die verantwoordelikhede en die goed waarmee ek my besig hou en sekerlik, Here, nie ek nie. Paulus kom herinner vir ons en sy lesers, hy sê eintlik iets soos, jy is deel van die wenspan. Dis nie dat jy aan die stryd gaan deelneem en jy gaan wen eendag nie. Jy is reeds 'n wenner, want jou rolmodel, die een wat jy navolg, die een wie se lig na jou toe gekom het reeds oorwin. Hy het reeds die duisternis verslaan. Die stryd is klaar gewen. Kom skakel net in. Hy sal voorsien. Die donkerte, die duiwel het nie die laaste woord nie. Dis waar vir jou. Begin sommer by jou huis, jou kinders, oumas en oupas, jou kleinkinders. Dat almal dit kan sien, daar in jou kerk, jou gemeente, waar die Here jou geplaas het. Vra, wat is goed en reg en waar? En laat dit jou vooruitsig wees, jou missie en jou visie, soos hulle altyd gepraat het, in alles. Dan vers 15, en ek sluit so hiermee af, sê Paulus, wees dan baie versigtig hoe jy lewe. Een van die grootste foute wat ons as gelowiges kan maak, is om so iets wat blasé te raak. So iets wat afgestomp of oorgerus, ongeërg. Ek is mos nou 'n kind van die Here, my verlossing is seker en daarom hoef ek nou nie meer aktief die stryd te stry nie. Nee, God roep jou om dinamies en effektief die lig te gaan wees, want jy is die lig. Dis waarop dit neerkom. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Hemelse Vader, as die gemeente voor u groot en wonderlike heilige troon vanoggend ons hoofde laat sak met ons oë toe. En ons besef die groot opdrag wat u vir ons gegee het, dan maak dit vir ons 'n bietjie bang. Ons wil 'n bietjie retireer. Maar Here, ons is nie meer belangrik nie. Ek is nie meer die belangrikste nie. U is op die troon en u is die koning van my lewe, van ons lewens. En net u wil maak saak, niks anders nie. Here, help dan ook vir ons om altyd te vra, wat is goed en reg en waar? Dat ons wat die lig is, ook die lig sal gaan wees. Dit sal nie op 'n ander manier gebeur nie. Here, ons kan dit nie uit ons eie uitdoen nie. In hierdie tyd voordat ons Here Jesus weer terugkeer om vir ons te kom haal, maak ons lewens sinvol, Here. Maak dit vol lig. En vir die tye wat dit vir ons voel, ons is in absolute duister. Kom steek weer daai vlammetjie aan van hierdie smeulende lampet. Doen u dit in ons, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.